is in sy naam. Hoe ons prys U, hoe ons eer U, Jesus is sy naam. Jesus self is ook hier, kom laat ons sy lieflikheid vier. Hoe ons prys U, hoe ons eer U, Jesus is sy naam. Laat ons nou ons stemme verhef, dis tyd dat ons almal besef, Jesus gaan spoedig weer kom. Jesus ons koning is sterk, moet nou nie sy krag hier beperk. Hoe ons prys U, hoe ons eer U, Jesus is sy naam. Laat ons nou ons stemme verhef, dis tyd dat ons almal besef, Jesus gaan spoedig weer kom. Maak jou behoeftes bekend, die koning kan alles jou skenk. Hoe ons prys U, hoe ons eer U, Jesus is sy naam. Al Gods kinders is saam, ons samekoms is in sy naam. Hoe ons prys U, hoe ons eer U, Jesus is sy naam. O, Jesus is sy naam, ja, Jesus is sy naam. Een groot getal van ons mense weet dat ek omtrent so 'n maand en 'n half 'n geweldige val gehad het, toe ek die oggend hier onder in die teerpad my sprinte gedoen het en my voet gehak het agter 'n reflektor in die teerpad en ek op hoë spoed deur die lug getrek het en instinkmatig my gedraai het aan my kant en op my skouer geval het. Geweldig, geweldig. Mense het nie woorde om te sê hoe verskriklik seer en die nagevolge. Ek kon nou vir die afgelope tyd net slaap op die regterkant se sy. Ek kan my klere nie behoorlik aantrek nie. Ek is so dankbaar, ek is nie meer waar ek was nie, maar nog ver nie van reg af nie. En so sit ek daar een oggend op die bed en maar bietjie moedeloos oor die pyne en ek dink oor die gedagte, ai, wanneer sal dinge weer normaal word? En die Engels kom so by my op, back to normal. Back to normal. Dit sal daarom wonderlik wees as ek weer net normaal kan aangaan. En ek dink sommer so ook oor die COVID en die nagevolge van die COVID wat nog in my liggaam is en weer die gedagte, die Engelse woorde, back to normal. Back to normal? Hoe sal dit nie heerlik wees as die Here my aanraak en my gesond maak van al hierdie dinge. En ja, dan dink ons nog ook aan beurtkrag. Hoe wonderlik sal dit nie wees as ons weer by die normale kan kom. Back to normal. Things back to normal. Laas week het ons die fase 6 beurtkrag gehad. 4 ure op 'n dag. En as ons die werk moet doen wat ons hier doen, die opnames, die digitale versorging en die redigering, geliefdes, is dit regtig 'n groot uitdaging om dit reg gedoen te kry. Maar terwyl ek daar so pyns, is dit asof ek in 'n verrukking van sinne iewes skielik besef, hierdie hele bestel van hierdie aarde van ons is abnormaal. En die normale is wat ons gehad het in die tuin van Eden. Hierdie kan beslis nie die normale wees nie. God het nie hierdie wêreld geskape dat dit moet lyk soos wat ons dit tans het nie. Na die sondeval het alles geeskaleer en die boosheid het toegeneem soos die waters opgereis het, sodat dit die oorhand oor die ark gekry het in die dae van Noag. Ons kan boeke skrywe oor elke element wat ek nou gaan noem en ek wil vir u net so 'n sketsie gee dat u net weer besef, hierdie wêreld is tans nie normaal nie, maar is abnormaal.
Toe Kain vir Abel doodslaan, was dit iets verskriklik. Een mens se lewe, 'n mens wat God gemaak het. Nou is dit oorloë. Daar was 'n Eerste Wêreldoorlog waar 8,5 miljoen soldate omgekom het. 13 miljoen gewone siviele mense. Tweede Wêreldoorlog breek aan en tussen 70 en 85 miljoen mense sterwe. Verskriklik. Hoe moet God kyk na hierdie wêreld waar een mens na sy beeld gemaak vir hom kosbaar is en soveel miljoene mense sterwe? Geweldpleging elke dag op hierdie aarde. Daar is optogte wat kastig vreedsaam begin. Wanneer mense betoog en dan ontaard dit in klipgooiery en bande wat brand gesteek word, motorkarre wat omgekeer word, winkelvensters wat stikkend gegooi word, plundering wat plaasvind elke dag en geboue en grond wat eenvoudig gekaap word, wederregtelik. Die innerlike boosheid van die mens is ongekend. Geen wonder dat Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart van die mens, bo alle dinge. Die immoraliteit van die mens na die sondeval op hierdie aarde, sy doen en late is afgryslik, verskriklik. Prostitusie, pornografie, haat in die hart van die mens. Geen wonder dat Jesus gesê het, uit die hart van die mens kom die slegte dinge. Markus 7 vers 21, hy sê slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid, korrupsie in die staatsdiens, in die siviele lewe, dronkenskap. Hulle sê vir ons dat 36% van Suid-Afrika se mense is naweek alkoholiste, dwelm, misbruik. En dan 'n verskriklike ding wat aan die orde van die dag is mensehandel, human traffic, waar bose mense kom en jou kind kom gryp en kom vang en bedwelmd maak, afvoer na 'n groot houer toe. En daar word hulle saam met ander kinders in daardie houer gesit, sonder water, sonder kos, sonder goeie lug, sonder enige sanitasie, met 'n boot weggeskeep na een of ander land waar hulle uitgehaal word. Die wat dood is in die proses, dis maar niks. Kan nie dink wat vind in daardie kinders se harte plaas, die vrees, die angs, die onsekerheid, die roepe in hulle hart en seker hardop na hulle ouers. Wat gaan in 'n moeder en 'n vader se hart aan wie se kind so ontvoer word? En dan die bose mense wat nie 'n flenter omgee wat van daardie kinders en wat van die ouers word nie, solank hulle net kan ryk word en geld kan ontvang. Die bose geeste wat oor hierdie wêreld losgelaat is, 1/3 wat eenmal hemelwesens was, wat in die hemel was, saam met Lucifer, op hierdie wêreld losgelaat om die mens te tuister met sy bose siektes en sielkundige afwykings. Die vernietiging van God se skepping, grootliks deur die toedoen van hierdie bose mense met hulle harte wat so boos is. Die ozonlaag is feitelik tot niet. Die besoedeling, lug en water en grondbesoedeling. Ek kan dit nie verstaan. Hoe kan 'n regdenkende mens nou gaan en sy sak vol vullis vat en dit hier 'n entjie van ons huis hier in die bossies, hier een kant langs die pad wat hier opkom, gaan gooi nie? As ek net kan 'n insig kry in die man se brein, as ek net kan verstaan hoe hy dink, hoe is dit moontlik? Kan 'n regdenkende mens die natuur so gaan besoedel? Wat dink hy? Wie anders moet dit nou gaan optel daar? Die vernietiging van ons plante groei. Ek sê, God het mos nie hierdie aarde gemaak dat dit so moet lyk en so moet wees en dat dit so moet gaan op hierdie wêreld nie. Maar die goeie nuus is,
Jesus Christus kom weer. Ek sê Jesus kom weer. Prys sy wonderlike naam. En hy gaan nie net terugkom nie, maar hy gaan kom om te herstel, om weer reg te maak alles wat verkeerd geloop het, om te restoreer. Loof sy wonderlike naam. Hoe sal dit dan wees? Tuin van Eden toestand weer herstel soos voor die sondeval, alles weer in harmonie, God en mens in harmonie, mens en mens in harmonie, mens met die skepping, met die dierewêreld, met die plantewêreld in harmonie. Loof sy wonderlike naam. Vrede op hierdie aarde, geen boosheid, geen siekte, geen sterftes, alles volmaak, vir ewig. Die mens wandel weer met sy Skepper in harmonie. Nou wil ek dat ons net so vinnig kyk na die volgorde van hierdie gebeure, sodat ons mense net weer kan insig kry. Ons vergeet soms van al hierdie dinge. Elkeen wat ek noem kan omtrent 'n boek oor geskrywe word en kan 'n hele preek oor gepreek word. Ek noem hulle net en dit sal goed wees as jy net kennis neem en as jy meer wil weet oor baie van die onderwerpe wat ek reeds gepreek is gelaai op YouTube, soek dit maar daar. Die eerste ding waarvoor ons nou wag in hierdie proses van herstel tot by die tuin van Eden toestande is die wegname van die bruidsheiliges, ook genoem die wegraping. 1 Tessalonisense 4 vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorgebly het, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. En daar die volgende vers sê, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Jesus kom weer, Jesus herstel, Jesus gaan alles regmaak. Ons kyk uit na daardie dag. Maar met die bruidsheiliges weggeneem, het ons op hierdie aarde 7 jaar van groot verdrukking, wanneer die anti-kris sy volle opwagting en opmars sal maak. En hierdie aarde gaan oorgelewer word aan verskriklike pla. Daar sal wees die seels wat oopgemaak word in Openbaring, dan die basuine wat blaas, en elkeen van hulle is 'n verskriklike plaag wat hierdie aarde gaan tref. Die skale wat uitgegooi gaan word met sy pla, bose swere, haal wat gaan val, water wat in bloed gaan verander, soveel persentasie mense wat gaan sterf en sovoorts. En dan vind die slag van Armageddon plaas, wanneer Jesus gaan kom met sy perderuitermag, en ons wat weggeneem is, sal saam met hom terugkeer. Loof sy wondernaam. En die slag van Armageddon vind plaas. En die valse profeet en die anti-kris sal gedood word, kry nuwe liggame sodat hulle kan brand vir ewig en altyd, gestraf kan word in die poel wat brand met vuur en swaal. Die poel wat brand met vuur en swaal is nou dormant, maar hy gaan 'n groot rol nog speel, vir altyd en ewig gaan hy 'n rol speel. Dis reeds voorberei vir die duiwel en sy engele en hulle wat hom gaan volg. Die duiwel word gebind saam met al sy bose geeste vir 1000 jaar in die bodemlose put. En die volgende fase breek aan op hierdie aarde na herstel, die 1000-jarige vrederyk. Dit sal amper iets wees soos die ewige heerlikheid van die volmaaktheid. En dan word die Satan vir 'n kort tydjie losgelaat, sê die Bybel, en so waar hy verlei weer die nasies. Kan u dink dat daar is mense wat hulle gedurig laat verlei? Hulle het nou 'n wonderlike kans van 1000 jaar gehad om in vrede te lewe en te sien hoe goed dat God is, maar hulle luister nie. En die Bybel sê dat vuur sal kom en hulle verteer in hulle opmars en hulle opruk na Jerusalem, en hulle word met vuur verteer en hulle word ook gewerp in die poel wat brand met vuur en swaal. Ek sê weer, die poel wat brand met vuur en swaal is tans dormant en lê net daar en wag vir die eerstes wat daarin gewerp gaan word. Openbaring 20 vers 10. Die groot wit troon oordeel vind plaas op pad na die normalisering. Al die goddelose dode sal daar staan.
Ons lees dit hier aan die einde van Openbaring, wanneer hy sê, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en die dode is geoordeel volgens wat in die boeke staan. Verskriklik belangrik is daardie boeke, daardie boek waarin geskrywe word elke mens se dade. Ek was in hierdie week by die polisiekantoor om die lisensie van 'n wapen af te haal, en ek sien hoe word jou wapen en al die goedjies en die nommers ensovoorts geskrywe in 'n register, in 'n boek daar. En nie skielik laat dit my dink aan hierdie boek waarin name geskrywe is en waar die name gesoek sal word. En ek sê, hierdie register is 'n baie belangrike dokument vir julle. Ja, sê die dame wat my daar help, en ek sê vir die ander, almal so in die kantoor, dat hulle kan hoor, weet julle, in die hemel is daar ook 'n boek. Die boek van die lewe waarin ons name moet wees, en as boeke waarin ons dade opgeteken word. Ons is nou besig om te skrywe in daardie boeke ooreenkomstig die rol wat ons hier vervul. En hulle kyk my net so met groot oë aan. Jou naam moet tog in die boek van die lewe wees, want daardie dag sal daar gesoek word of jou naam daarin opgeteken is. En as jou naam nie daarin opgeteken is nie, gaan die poel wat brand met vuur en swaal weer werk, en daar gaan mense ingewerk word om daar te brand vir ewig en altyd, waar die antichrist en die valse profeet en die duiwel en al sy demone sal wees om jag te maak op al daardie mense wat daar binne sal inval vir ewig en altyd. Die pyniging styg op soos rook, verskriklik, nooit hou dit weer op nie. Maar dan, geliefdes, prys God, dan daal die nuwe Jerusalem neer, waar die bruidsheiliges saam met God vir ewig en altyd sal woon op hierdie aarde. Ons moet die Here 'n staande ovasie gee van 'n uur en nog langer, dat die Here weer gaan kom en alles gaan herstel teen dit wat ons tans ervaar, die boosheid wat ons tans ervaar. Nou wil ek 'n interessante stelling maak. Weet jy, 'n mens kan so gewoond word aan die abnormale, dat wanneer die abnormale eendag verander word en ons kry die normale, dan voel die normale vir vele mense soos die abnormale, en die abnormale voel dan vir mense soos die normale. Ons het hiervan 'n voorbeeld in Handelinge 17 vers 6, toe Paulus aankom daar in Thessalonika, en hulle die evangelie kom verkondig, dat mense hulle moet bekeer tot 'n lewende God en geregtigheid moet najag. Toe sê die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom. Paulus en sy geselskap het net probeer om die abnormale weer normaal te draai. Toe sê hierdie mense, nee, hierdie is die normale, wat julle nou wil bring is die abnormale, en hulle daarteen te velde getrek. Is nou baie belangrik wat ek hier sê, geliefdes, want ons gaan nou verder praat. Paulus, hulle wou dit net regdraai, dat die normale weer die tendens kan wees. En geliefdes, nou wil ek begin praat oor die kerkewêreld, die moderne kerkewêreld, die wêreld van die gelowiges. En as ons wil weet hoe lyk die normale, moet ons blaai na die boek Handelinge. Hier is die voorbeeld van hoe die kerk werklik moet lyk. Tans voel ek dat die kerkewêreld is buitenormaal, abnormaal, weinig is normaal. Nou moet jy baie mooi luister en vir my baie lief wees, want ek gaan nou traag om die abnormale normaal te draai na dit wat ons lees hier in die boek van Handelinge. Hier is die kerk geplant en gestig. Nommer 1 begin ons om te sê dat die evangelie is nooit gegee dat mense daarvan 'n beroep kan maak nie, maar dat siele gered kan word. En wat vind ons vandag? Van die mees besoldigde beroepe het ons in die bediening, predikante, pastore. Daar is hulle wat skatryk is, wat met stralers vlieg, wat die grootste wonings en landgoedere het, wat jy om kan droom en dink. Ek wonder net, geliefdes, of dit normaal is, aangemeet aan die boek van Handelinge.
Ek stem saam. Almal wat werk vir die Here moet ook versorging geniet. Die woord van die Here sê, die wat die evangelie preek, moet ook daarvan leef. En ons wat die graan dors, moet nie gemuilband word nie. Die arbeider is sy loon werd. Amen. Maar ek dink net, geliefdes, dat dit moenie 'n salarisberoep geword het nie. Dit was nie so gewees nie. Die moderne kerk jaag sukses na, terwyl die vroeë gelowiges die beeld van Jesus nagejaag het, en siele, en ook mekaar. Ek weet waarvan ek praat, geliefdes. Ek was 35 jaar 'n pastoor van 'n groot denominasie gewees, en daar is sukses nagejaag. 'n presiderende pastoor het gesê, hy hou ook nie van hierdie musiek wat in die kerk gespeel word nie, maar terwille van sukses en terwille van die hele kerkewêreld word hierdie musiek gespeel, daarom speel hy dit ook. Daar's dikwels vir ons gesê, gaan leer by die manne wat sukses het. Sien die sukses word nagejaag, sodat daar groter salarisse kan wees, groter inkomste kan wees, sodat mense se posisies verseker kan word. Geliefdes, is dit reg voor die Here? Is dit wat God wou gehad het? Gemeet aan die boek van Handelinge sien ons dit voorwaar nie. Dan die nommer 3, gelowiges het in huise saamgekom. Aanvanklik was die tempel nog toeganklik, maar daarna is hulle as 'n sekte uitgeban, die gelowiges, en was die tempel nie meer vir hulle toeganklik nie, maar hulle het in huise saamgekom. Die woordjie kerk kom nie eers in hierdie Bybel van my voor nie, in die 1953 Afrikaanse vertaling nie. Ekklesia beteken hulle wat God uit die wêreld uitgeroep het om anders te wees, om nou aan die Here te behoort. Sou ons iemand genooi het in die dag van Handelinge en ons sê, ons gaan Sondag gaan ons kerk toe, sou hulle nie geweet het waarvan jy praat nie. Eers in die jaar 327 na Christus het keiser Konstantin die opdrag gegee dat Christene ook tempels moet bou soos wat die heidene gedoen het, en daar het dinge verkeerd begine loop. Maar die eerste dag van die week, die normale samekoms van gelowiges, was in 'n huis gewees en hulle het mekaar se gesigte gesien. Vandag kyk ons vas in agterkoppe. En 'n samekoms was volgens 1 Korintiërs 14:26 soos volg. Hy sê, wanneer julle saamkom, broeders, dan het elkeen, en hy noem 5 verskillende dinge, elkeen wat daar sit, kan verskillende dinge bring, en daar moet 'n samewerking wees. Die liggaam bedien die liggaam, bou die liggaam op. Hy sê, dan het elkeen van julle psalm, 'n lering, 'n taal, 'n openbaring, 'n uitlegging. Laat alles tot stigting geskied. Die gelowiges het mekaar gestig en mekaar opgebou in die Here. Vandag kyk gelowiges in die groot gebou in ander se agterkoppe vas, en ander kyk weer in hulle agterkoppe vas, en alles gebeur daarvoor, en die gemeente het passiewe toeskouers geword. Ek sê, mag die gemeente weer eindig soos wat dit begin het. 'n vierde ding is naamlik gebed. Feitelik op elke bladsy hier in die boek Handelinge vind ons dat daar gebid is. Daar is feitelik nie 'n geleentheid waar daar nie gebid is nie. Oor alles het hulle gebid, oor elke situasie, en God het geantwoord. In Handelinge 1 vers 14 lees ons, hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, met sy broers. Handelinge 2 vers 42, en hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. En hier is 'n mooi vers, Handelinge 4 vers 31, as die woord van die Here sê, en toe hulle gebid het die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. En een van nog so 'n mooi vers is hier in Handelinge 21 vers 5. Maar toe ons die dae uitgebly het, het ons vertrek en op reis gegaan, terwyl almal met vroue en kinders, let wel die kinders, huis opset,
ons tot buitekant die stad begelei en ons het op die strand neergekniel en gebid. In die vorige hoofstuk sal jy sien, dat was hulle in Efese, nou was hulle in Tyrus gewees, waar Paulus hom moes losskuur van die gelowiges. Is nog 'n aspek waarvan ek nou nie eens praat nie, is die liefde wat onder mekaar was, en hoe dat daar vir elke geleentheid het hulle gebid, en na hierdie woorde het hy neergekniel en met hulle saam gebid. Gebed was die normale tendens van die vroeë gemeentes, maar vandag, het dit die abnormale geword, het dit die uitsondering geword, om mense aan die bid te kry, om 'n gemeenskap van gelowiges saam te span, en te sê, kom ons hou 'n biddag vir die boere, kom ons hou 'n biddag teen die korrupsie van ons land, kom ons hou 'n biddag vir dit, dat. Jy trek nie mense, jy kry nie mense nie. Vyfdens, hulle het God geprys onder alle omstandighede. Daar in Handelinge 2:47, hulle het God geprys. In Handelinge 16:25, Paulus en Silas in die gevangenis, voete in die blok, hande is geboei, rug stukkend geslaan. Maar terwyl hulle in daai haglike omstandighede was, middernag, het hulle lofprysende tot die Here laat opgaan. Ja, die gevangenes se deure swaai oop en die boeie van af, vir die tronkbewaarder kom tot bekering, lofprysende. Is hierdie mense gedoop en tot 'n huisgemeente toegevoeg? Ek vra, is die moderne kerk bekend daarvoor dat hulle God prys en sy lidmate oor alles en in alles? Inteendeel, ons vind ander dinge waarvoor hulle bekend is. Psalm 22 vers 4 sê, tog is U die heilige, wat woon onder die lofsange van Israel, wat net wil sê, daar waar God geprys word, daar woon die Here, daar is die Here, daar werk die Here. Laaste gedagte rondom die normale Handelinge gemeente. Hierdie mense, die vroeë gelowiges, het Christus verkondig. Hulle het nie die wet verkondig nie, hulle het nie die ou feeste verkondig nie, hulle het nie een of ander wettiese evangelie gehad, dat jy seker ook hoeveelheid goeders moes doen om gered te word nie, hulle het nie sedepreke gepreek nie, hulle het nie moraliteit gepreek nie in eerste plek nie, maar hulle het Christus verkondig. Handelinge 5:42, Christus verkondig. Handelinge 8 vers 12, maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie ingaan, die koninkryk van God, en die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, wie? Manne, sowel as vroue. Handelinge 8:35, en Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin, en Christus Jesus aan hom verkondig. Ek vra, doen jy dit ook? Is jy 'n moderne kerkmens wat opgaan in al die tierlantijntjies van die wêreld wat in die kerk is, en alles soos die wêreld word ook in die kerk gedoen om sukses te hê? Of is jy 'n enkeling wat uitstaan vir die Here en jy verkondig Christus net waar jy die kans en die platform en die geleentheid kry en iemand wil luister? Bring jy Jesus Christus, praat jy oor Christus, loof sy wondername. Romeine 1 vers 16, en ek sluit af. Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie van ons Here Jesus Christus nie. Ek skaam my nie vir die naam van Jesus. Ek skaam my nie vir die naam van Christus. Ek skaam my nie vir dit wat die Bybel sê. Al sou mense vir jare gewoond geword het aan die abnormale en teen my te velde trek, dan sal ek sê wat die Bybel sê tot in die jongste dag. Kom ons bid saam. Here onse God, ons sien nou wat sê U woord. Ons sien die hoë standaard. Ons sien dat ons moet Christus verkondig, Christus lewe. Christus moet verkondig word aan alle mense, sodat hulle daardeur gered kan word. Alle ander boodskappe bring nie redding nie, bring nie verlossing nie, kan nie duiwels uitdryf nie, siekes kan nie gesond gemaak word daardeur nie, geen wonder sal daardeur plaasvind nie. Ek bid nou vir mense, Here, dat U hulle in hulle harte sal tref, dat hulle saam sal sê, ek wil 'n medewerker wees om die abnormale toestand van die kerk, van die moderne kerk, om te skakel, terug, soos wat die eerste gemeentes begin het. Help ons, Here, gee ons die moed om ons nie te skaam nie, U te verkondig, U te leef, U te verheerlik in Jesus
naam. Net voordat ons afsluit, is daar iemand wat vandag wil sê, ek wil graag my hart ook vir hierdie wonderlike Christus Jesus gee. Bid dan hierdie gebed, maak dit jou eie. Al help ek jou om die woorde in jou mond en jou hart te lê, bid en sê, Hemelse Vader, ek wil ook hierdie wonderlike evangelie aanneem, die goeie nuus, dat God sy seun gestuur het, en in my plek gesterf het. Ek aanvaar dit, ek omhels dit, ek neem dit as my eie. Ek glo dat Christus se bloed was my van my sonde, sodat ek voor U kan staan witter as die sneeu. Here Jesus, ek nooi U as my Here en Koning om in my te kom woon deur U Heilige Gees en my te wederbaar tot 'n nuwe skepsel, tot 'n kind van God, sodat ek U kan dien in gees en in waarheid. Gee my nou die krag om U te volg tot die jongste dag in Jesus naam. Amen. Heavenly Father, we appreciate You. Heavenly Father, we appreciate You. We love You, adore You, we bow down before You. Heavenly Father, we appreciate You. Son of God, what a wonder You are. Son of God, what a wonder You are. You've cleansed my soul from sin, set the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder You are. Holy Ghost, what a comfort You are. Holy Ghost, what a comfort You are. You lead us, You guide us, You live right inside us. Holy Ghost, what a comfort You are. Son of God, what a wonder You are. Son of God, what a wonder You are. You've cleansed my soul from sin, set the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder You